Ek groet julle, dis 2023. 2023. Dis 1 sekonde tussen die ou jaar en die nuwe jaar. Wat gebeur met mense dat hulle van Kersfees tot nuwe jaar, 5 dae in hierdie 1 sekonde verander in mense wat weer hoop het, wat nuwe energie het, wat krag kry, die krag van 'n arend, wat entoesiasties raak, wat sê, ek gaan weer opstaan, ek gaan begin oefen, ek gaan anders word, ek gaan 2023 beter maak. Almal doen dit. Waar jy was, nuwejaarsvoornemens. Hoekom gebeur dit nie met die finansiële jaar se einde in Februarie nie? Hoekom gebeur dit net hier rondom Kersfees? Dat mense weer wil opstaan, wil aangaan, net wil begin, weer wil probeer. Al was 2022 'n jaar van, ek gaan nie eens sê nie. En 2023 gaan 10 teen erger wees. Dit gaan erger wees as 2022. Kan nou al vir julle sê. Wat maak dit dat mense, kinders, ek en jy, ongelowig is, gelowig is, net hier na Kersfees, hoop kry? Lê dit nie opgesluit in dit wat ons met julle ook op Kersdag bespreek het nie? Dat mense God eer, dat hulle bereid is om vrede tussen mekaar te bewerkstellig, en dat hulle besef dat God hulle like nie, dat hy welbehae aan hulle het nie. Die oomblik wanneer hierdie 3 goed plaasvind oor Kersfees, kan mense, wat partykeer nie eens glo nie, wat partykeer so dronk is op 'n nuwejaarsnag en dans en te kere gaan en op en afspring en vuurwerke skiet die wêreld vol, skielik kan sê maar, ek het hoop. Wat is hoop? Dis die wens dat die son weer opkom. Hoop. Wat is hoop? Dis dat vrede by ons uitkom. Hoop. Dis die samesyn vir 'n wêreldbeker eindstryd. Hoop. Dis die taal van 'n hart. Dis die gees van 'n man wat uitskree. Bring die hoop weer terug. Daar's 'n oorlog hier binne my. Dis vir jou wat teen jouself beklei. Ek sê vir jou, jy is goed genoeg. So bring die hoop weer terug. Jy sien lig in die donker gang. Jy sien bakken wat op die heuvel staan. Ek sien die mens wat jy nog kan wees. So bring die hoop weer terug. Paulus skryf daarvan in Romeine 5, ek gaan dit nou vir julle lees. Miskien word alles wat toehou en vasdruk en stikkend maak en afsonder en mislukkings veroorsaak in hierdie tyd deur die gees van God afgebreek, weggevat. Gee hy vir elke mens 'n glimps, eintlik so net 'n vinnige sien dat daar hoop kan wees. Ek wil vir julle lees wat sê Paulus in Romeine. Hy sê, God het ons dan vrygespreek, omdat ons glo. En dit veroorsaak dat ons hoop het. Dat ons vrygekoop is.
En dat ons hoop geanker is in die Here Jesus Christus. Dat hy 'n vaste fundament het. En miskien rondom Kersfees, wat so naby aan die nuwe jaar lê, raak mense intens bewus daarvan. Ook jy wat nuwejaarsvoornemens opgestel het. Ook jy wat besluit het, maar hierdie jaar gaan ek dinge anders te doen. Is 'n goddelike ding. Dit lê opgesluit in die vrymakende krag van die Here Jesus Christus. Dit lê opgesluit in God wat in beweging kom. Aan mense harte kom raak, selfs ongelowige harte. Mense wat hom nog nie eens ken nie. En hulle sê, maar daar's 'n nuwe begin vir jou. Daar's hoop vir jou. 2023 kan vir jou 1000 maal beter wees. Al gaan 2023 1000 keer slegter om jou wees. Maar vir jou kan dit 'n nuwe begin wees. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Joe Black sing hierdie pragtige liedjie, Hoop. Mag 2023 'n jaar van hoop wees. Hoop word gebore in 'n vrye toegang tot genade. Paulus skryf dit. Ons kan vrylik na die Here toe gaan en sê, Here, gee vir my nog genade. En dan sê die Here, kom ons probeer weer my kant. I give you a second chance, I give you a third chance, ek gee jou 'n 100ste kans. Want dis hoe ons God is. Vrye toegang tot hierdie genade in die Here Jesus Christus. Dis wat hoop gee. Dis wat ons met Kersfees beleef. Genade wat weer afbuig na ons en ons het vrye toegang soontoe. Maak nie saak wie ons is, maak nie saak hoe ons al die Here teleurgestel het nie, maak nie saak hoe ons al gelewe het nie. Daar's altyd weer 'n kans by God. En dan die tweede ding wat hy sê, 'n absolute vaste fundament, Jesus. Die rots waarop ons kan bou. Ons kan al die ander goed afbreek, maar die fundament is daar. En ons kan hierdie fundament weer gebruik. Jy kan sê, Here, ek gaan weer bou. En dan sê die Here, maar kom ons bou. En hy bou saam met jou. Dis wat vir jou voorlê in 2023. Dis wat hoop gee. Ek hoef nie weer die fondasies te grawe nie, ek hoef nie meer die fundament te lê nie. Ek kan maar net aanhou bou, want God het die vermoë om selfs die gemors waarmee ek gebou het, ten goeie te laat meewerk. Dat dit op die ou ende die mooiste deel van my nuwe bouwerk word. Het jy dit geweet? Het jy geweet dat, al het jy met 'n klomp strooi gebou op daai fundament, God kan vir jou sê, right, kom ons vat die strooi, ons kan dit nie wegwens nie, maar ek vat dit saam met jou en ons bou verder en ek gaan hierdie strooi gaan ek die beste feature maak in die bouwerk verder. Paulus skryf daarvan. En dan die derde ding wat vir my eintlik so wonderlik hier is dat daar, en ek wil dit vir julle lees, en ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons bestem. Die toekoms. Dis asof God net so vir 'n oomblik wil sê, kyk net bietjie verder, want alles wat nou gebeur, is 'n bousteen vir dit wat ek vir jou eendag voorberei het, my liewe kind. Dis hoop. Dat dit nooit te laat is nie. Dat God nie my gaan los nie. Dat hy met my 'n pad gaan stap. Deur elke jaar nuut te kan begin, is 'n tree nader aan die heerlikheid wat vir jou voorlê. Soos ek ouer word, besef ek net, hierdie 2023 is my
65ste tree wat ek gaan gee. Maar is nog een tree nader aan die heerlikheid wat vir my voorlê eendag. En dit maak vir my dit baie besonder. Ek wil julle uitnooi. Ek wil vir julle eintlik kom challenge, daar is so 'n mooi woord. Ek wil julle kom challenge en sê dat hoop in jou hart weer gebore word. Dat 2023 vir jou weer 'n wonderlike jaar kan wees. Opbouend op hierdie vaste fondasie. Ontvang God se genade en sy seën en die heerlikheid van dit wat hy vir jou voorberei. 2023. Amen. Hou aan loop en kyk weer op. Daar's soveel meer wat op jou wag. Sê my, voel jy die genade? Die son kom op, verblind jou oë. Dis dalk te groot om te verstaan, maar sê my, voel jy die genade? En die water loop, ja die water stroop. Sê my, voel jy die genade? Maak net jou arms oop, laat die trane loop. Sê my, voel jy die genade? Oh, 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 voel jy die genade? Jy's net 'n mens, hy is God, maar jy sal nooit uit sy hand uitval. Sê my, voel jy die genade? Jy's vrygekoop, die prys is reeds betaal. Jy's skoon gewas, 'n koningskind. Sê my, voel